Nou vanoggend gaan ons kyk na 'n koning wat ons kan sê in die Engelse legend was van die Bybel en vandag nog, as ons terugdink aan hom. Ek wil begin sommer met 'n wees ek speletjie. Kyk hoe slim is julle. Hier is net vir die top Bybelkenners. Te kyk of julle regtig julle Bybels ken. So, ek gaan so 'n paar stellings hier sê wat hierdie spesifieke koning sou sê en dan moet jy nou raai, wie is hierdie koning? Die eerste is, hy sou gesê het, ek is die mens wat die tweede meeste kere by die naam genoem word in die hele Bybel. My naam verskyn meer as 1080 keer in die Ou Testament en selfs 59 keer in die Nuwe Testament. Ek is nie net 'n koning nie, ek is ook 'n digter en liedjieskrywer. Ek het omtrent die helfte van die Bybel se grootste liedboek, Psalms, geskryf. Byna 1000 verse in jou Bybel kom uit my pen uit. Die heel eerste vers van die Nuwe Testament, Matteus 1 vers 1, gebruik my naam om te verduidelik wie Jesus is. God self het gesê, ek is 'n man na sy hart. So, wie is ek? Enigiemand, julle ken julle Bybels te goed. Ek kan maar die preek stop hier, dink ek. Dawid, koning Dawid, wat ons na kyk vanoggend, en ek dink terug aan, so rukkie terug, het ek en my kinders ook saam 'n rolprent gekyk, genaamd David. Ek wonder as jy dink aan Dawid, watter prentjie kom jy op? Baie keer sal mense dink aan daar op die velde waar hy saam met sy skape is, met sy harp. Miskien die prentjie van waar hy voor Goliat staan, die reus. Bekende beelde wat gekoppel is aan koning Dawid, en hierdie rolprent ook, David, dis vrylik beskikbaar, nou is 'n mooi animasieprent wat 'n uitbeelding is van die pad van 'n plaasseun af na koning toe. En dis regtig iets om te kyk, en dis in Kaapstad vervaardig, en vandag bekende wêreldpryse gekry, toekennings vir van die mees beste rolprente. Nie net Christelik of Bybels nie, maar oral. So, as ons dink aan Dawid, verskillende prentjies wat ons kry oor hierdie persoon, hierdie man wat koning geword het ook later, maar wat maak hom anders as van die ander konings wat ons reeds na gekyk het, die afgelope reeks? Kom ons kyk dit vir 'n oomblik. Sien wat Dawid anders gemaak het, is hy het nie soos Jerobeam die troon nagejaag nie. Hy het nie ambisie gehad noodwendig om koning te word nie. Dis die eerste ding. Die ander ding wat ons sien is dat hy nie 'n natuurlike opvolger was op die troon bloot wat hy geërf het, soos byvoorbeeld Josafat nie, wat sy pa koning was nie. In Dawid se tyd was koning Saul natuurlik die huidige koning gewees, en Dawid was maar net hierdie skaapwagter. Hy het 'n heel ander stam gewees. So daar was geen menslike rede hoekom Dawid moes die volgende koning word nie. Maar tog beklemtoon dit juis die feit dat Dawid deur die Here self gekies is. Dat God hom gehandpick het as juis hierdie waardige opvolger na koning Saul. As ons kyk na die reis na hoe hy koning geword het, sien mens 'n paar interessante goed. Hoe hy byvoorbeeld die profeet Samuel juis hom voorberei het en 'n pad gestap het om hom te gaan kies as hierdie koning. Maar die vraag wat ons vandag kan vra is, wat leer ons by koning Dawid? Daar's soveel geskryf oor hom, daar is eintlik lang reekse wat ons kan preek, net oor Dawid se lewe en sy koningskap. Maar ek dink dit is belangrik dat ons vandag kan infokus op hierdie vraag. Wat leer ons, en miskien anders gestel, hoe ek en jy as volgers van Jesus in 2026
kan groei en beter wees en leer vanuit Dawid se voorbeeld uit. So kom ons kyk vandag na 'n paar groot belangrike goed vanuit Dawid se koningskap wat jou en my kan help in ons lewe hier en nou. Die eerste groot ding wat ons vandag kan saamvat is die heelhartigheid teenoor God. Heelhartigheid beteken nie 'n perfekte hart of 'n perfekte lewe nie, maar dit gaan oor iemand wat die Here wil en streef dan om lief te hê met alles in hom. 'n Besef te hê van God wat jou so oorweldigend liefhet dat jy reageer. Sê Here, ek wil U lief hê met my hele hart. Dit gaan oor iemand wat die Here vertrou met hulle hele hart. Meer as hulle insigte. Dis die Here, ek vertrou U met my lewe. U is goed. U is my nooit begewe, nooit verlaat nie. Ek vertrou U met my hele hart. Dit gaan ook by 'n plek waar jy sê, Here, ek rig my lewe en my oë en ore na U toe as die belangrikste stem in my lewe. Heelhartig. Meer as net die opinies van mense in my lewe of van wêreldse stemme. Heelhartigheid, en dis iets wat ons duidelik en merkend sien in Dawid se lewe. 'n Man wat heelhartig sy lewe toegewy het aan die Here. Die profeet Samuel op soek is na opvolger vir koning Saul, lei die Here hom na 'n klein, op daardie stadium 'n onbekende landboudorpie toe, Bethlehem. En daar vind hy hierdie gesin waar Dawid van deel is. Dawid het 7 ouer broers gehad ook. En Samuel stap daar deur die huis en hy kyk na al die broers, al die manne, party van hulle groot, sterk, aantreklik. En Here wys vir hom nee, daar's iemand anders. En die volgende woorde kry ons oor wat die Here met Samuel kom deel. Ek wil met Samuel lees 1 Samuel 16 vers 7. Maar die Here sê vir Samuel: Moenie volgens voorkoms of grootte of liggaamsbou oordeel nie. Want ek het hom, verwys na Eliab wat een van die broers was van Dawid, nie gekies nie. Die Here neem nie besluite soos mense nie. Mense oordeel volgens uiterlike voorkoms, maar die Here kyk na die binnekant. Die Here kyk na die hart, en ek dink dis deels hoekom Dawid spesifiek gekies was, want sy hart was heelhartig op die Here gerig gewees. 'n Man na God se hart. En regdeur sy lewe sien ons tekens, bevestigings van die hartigheid wat Dawid gehad het met sy lewe. Een area van sy lewe wat natuurlik dit wys is, hoe hy liedjies geskryf het, gedigte, en meer as net dit, hy was 'n aanbidder gewees, 'n worshipper gewees van die lewende God. Kom ons kyk net een of twee psalms wat hierdie heelhartigheid vir ons uitwys. In Psalm 9 lees ons die volgende woorde wat Dawid self skryf: Here, ek sal U prys met my hele hart. Ek sal vertel van die wonderlike dade. Ek sal juig in vreugde wat U gee. Ek sal U naam prys so allerhoogste. Psalm 86, soortgelyk wat hy skryf: Met my hele hart sal ek U prys, Here my God. Ek sal U naam vir altyd verheerlik, want U liefde vir my is baie groot. U het my uit die doderyk gered. Dis baie duidelik dat Dawid het niks terughou vir die Here nie. Hy het nie halfhartig in sy verhouding met die Here verkeer nie. Maar 'n volle oorgawe aan die Here, wat hy spontaan was, en ek dink aan een geval waar hy as koning daar voor die ark van die Here in sy onderklere in die publiek gedans het. Onbeskaamd was, omdat hy op die Here gefokus was, heelhartig was. Nou ek wil net 'n disclaimer sê, ek sal nie aanbeveel by Kruik om in die onderklere hier te aanbid en te dans nie, maar
Maar die feit van die saak is dat dit jou en my roep tot die vraag van ons eie lewe, hoe lyk jou en my aanbidding voor die Here? Is ek en jy besig om die Here heelhartig ook te aanbid met ons lewens? Praat nie net vanoggend hier op 'n dienstyd met die musiek saam nie, ek praat van jou lewe, ek praat van hoe jy te werk gaan dag tot dag met jou lewe. As ek dink in my eie hart en ek myself ondersoek, moet ek erken dat soms vind ek dat my hart nie so heelhartig oorgegee soos dit kan wees nie. Soms die dinge van hierdie lewe, die wêreldse tydelike dinge, 'n plek om vat vir my hart, wat maak dat ek nie ten volle oorgegee leef, heelhartig teenoor die Here nie. Vandag moet erken, Here, help my opnuut, dat U 'n groter plek, 'n groter spasie in my lewe sal vul wat U verdien. Om te besef vandag dat, as ons dink aan die kruis van Jesus, God kom sy seun stuur, om te wys die heelhartige liefde van God teenoor jou en my. Hoe reageer ek en jy op daardie liefde van God wat ons eerste lief gehad het? Mag ons opnuut sê, Here, ek wil nie net passief, net halfhartig U aanbid nie. U verdien my grootste eer. Soos 'n Dawid wil ek sê, Here, ek prys U met my hele hart. Mag my lewe dit getuig van U wat my hele hart kom vul. Nog 'n manier hoe Dawid die hele heelhartig ook teenoor die Here was nie net in aanbidding en musiek nie, maar ook in gevegte. Hy was betrokke gewees in verskeie gevegte as koning, wat hulle teen ander volke moes teengestaan gekom het, maar ek dink ook 'n bewys van dit sien ons natuurlik nog voor sy koningskap met Goliat saam. Goliat waar hy voor hierdie reus staan en soveel ander bekwame soldate was van Israel wat gebibber en gebewe het voor hierdie reus. Waar hulle harte nie vol op die Here gerig was nie, maar op hulle self en hulle eie bekwaamheid en gevoel het, ons staan nie 'n kans nie. Maar Dawid sy hart was so vol van die Here, daar waar die plek was, dat vrees sy hart oorweldig het nie. Want die plek was dat hy net gedink het aan sy eie selfpreservering nie, maar gedink het aan Here, U naam moet verhoog word hier. En daarom kry ons hier die woorde, bekende woorde daar, terwyl hy voor hierdie reus staan. Wat ek net weer graag wil lees, 1 Samuel 17. Jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n kromswaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die almagtige God, van die magte van Israel, wat jy staan en beledig. Vandag gee ek die Here jou oor in my mag. En ek en jy ons harte onverdeeld op die Here rig en heelhartig teenoor God is, kan ek en jy ook die reëse van ons lewe aanpak en verslaan. Nie omdat ons so groot en sterk is nie, maar omdat ons vertroue op die Here kom plaas. Sê Here, U veg vir ons. U is soveel groter as die reus in my lewe. Vandag in jou lewe is dalk nie 'n fisiese reus soos Goliat nie, maar dit is dalk werksdruk, finansiële druk, verhoudingskwessies, gesondheidsuitdagings. So gaan die lysie aan. Wat is daardie reuse wat jy tans voorstaar? Ek het vir jou goeie nuus, die Here wil daar vir jou wees, hy wil vir jou veg. Maar jy moet hom heelhartig vertrou. Met sê Here, ek wil soos 'n Dawid staan en te besef, U is die wat vir my veg. U is die een wat groter is. Ek vertrou U met my hele hart. Nou, Dawid het nie net hierdie uitdagings gehad van 'n Goliat nie. Hy het klomp verskillende uitdagings, krisisse gehad in sy lewe.
Dit bring ons vandag na die tweede aspek toe wat ons leer van koning Dawid. En dit is naamlik hardloop na God in krisistye. Van die krisisse wat Dawid gehad het voor sy koningskap ook was, na hy Goliat verslaan het, kom 'n ander tipe reus op sy pad. En dit is naamlik koning Saul. Koning Saul wat goed begin het as koning, maar jy sien koning Saul se hart was nie hartig op die Here soos Dawid nie. Toe hy sien dat Dawid begin die mees populêre persoon in Israel raak, as gevolg van hierdie groot oorwinning, begin hy bedreig voel, jaloers voel. Tot so 'n mate dat hy begin pogings wend om Dawid dood te maak. As jy 1 Samuel gaan lees, dan sien jy 11 keer waar daar pogings aangewend word wat koning Saul initieer om Dawid dood te maak. Kere waar koning Saul self met fisiese spies vir Dawid probeer doodmaak. Kere waar daar huurlinge gereël was. Kere wat die hele weermag van Israel opgekommandeer was om Dawid te jaag, dood te maak. Ek kan nie dink die krisis, die benoudheid wat Dawid moes beleef het. Of dit nie erg genoeg is nie, toe Dawid self koning was, toe sien ons waar sy eie seun, Absalom, met mag probeer om sy troon af te vat. Soortgelyk soos koning Saul hom jaag om hom dood te maak. Kan nie dink die emosionele pyn wat dit moes gebring het. Jou eie bloedseun wat jou jaag en jy wil doodmaak. Krisistye Dawid beleef het. Hoe reageer Dawid in hierdie tye? Psalm 3 is juis 'n psalm wat geskryf is wat Dawid sy hart uitstort voor die Here in hierdie krisistye. Ons lees net saam hierdie vers 1 tot 7. 'n Dawids psalm toe hy voor sy seun Absalom gevlug het. O Here, ek het so baie vyande. So baie kom teen my in opstand. So baie sê God sal hom nooit red nie. Selah. Maar U Here is 'n skild rondom my. U herstel my eer, U lig my kop weer op. Ek het tot die Here geroep. Vanaf sy heilige berg het hy my geantwoord. Selah. Ek het gaan lê en slaap en weer wakker geword, want die Here het oor my wag gehou. Ek is nie bang vir 10.000 mense wat van alle kante bedreig nie. Selah. Kan jy sien hoe hardloop Dawid in krisistye na die Here toe? Hy besef hy het iemand nodig wat 'n toevlug vir hom kan wees, 'n beskermer, 'n vegter. En dis presies wat die Here vir jou en my vandag ook wil wees in ons krisistye. So maklik spring ons na ons eie insig toe, ons eie plannetjies wat ons wil maak en op verskillende maniere probeer hierdie laste op ons self dra. Terwyl die Here daar vir jou en my kan wees om ons te help in hierdie krisistye. Ek en jy hoef dalk nie mooi digterlike gebede te bid soos Dawid nie. By die einde van die dag kyk God na jou en my hart en al wat ons dalk nodig het baie keer om te bid is, Here, help my. Ek weet nie waar om te gaan nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Kom maak 'n pad. Geef my wysheid. Ek is so nodig dat U my moet help in hierdie krisistyd. Dis al wat ek en jy hoef te doen. Hardloop na die Here, ook in krisistye. Laastens, vandag kyk ons na 'n deel van koning Dawid waar hy fout gemaak het. Dawid was nie perfek nie. Daar was ook sonde betrokke in sy lewe gewees en wat aanvanklik lyk soos 'n groot verleentheid, dat die Here ook vir ons iets kom wys van 'n lewensles uit Dawid se lewe uit. 'n Geleentheid waar konings in daardie tyd wat Dawid koning was die gebruik gewees dat 'n koning in
van die lente tyd, dan gaan konings met hulle militêre magte om ook in opstand te kom teen ander volke, waar nodig. En die gebruik was gewees dat die koning saam met sy soldate gaan, agter in die linie is, en ook daar is vir morele ondersteuning vir sy soldate, en ook vir strategiese oorlogvoering, om help met die besluitnemings van hoe hulle die oorlog aanpak. Maar Dawid besluit met so een geveg dat hy eerder by die huis gaan bly. By verkeerde plek, by verkeerde tyd. Hy loop daar op die paleis se dakke en ja, hier sien hy 'n vrou wat besig is om te bad. Dalk het sy seep gehad daar, toevallig is haar naam Batseba. Maar in plaas daarvan dat hy sy kop wegdraai en wegloop, wat dalk aanvanklik per ongeluk raak gesien was, staan hy stil. Hy doen navraag by die vrou, hy lang storie kort, slaap saam met hierdie vrou, sy word swanger. Om Dawid se eie sondes toe te maak, laat hy hierdie vrou Batseba se man, Uria, reël dat hy voor in die linies is, sodat hy maklik doodgemaak word in die oorlogvoering. 'n Skandelike daad van koning Dawid. Dan kom die profeet Nathan. Die Here lei hom om Dawid te konfronteer. In 'n gesprek met hom duidelik te wys eintlik dat hy het 'n groot fout gemaak. Dawid kon op daai stadium verder die sonde onderdruk het, hy kon dit weggesteek het, hy kon dalk kwaad geword het vir Nathan om weggejaag het. Maar wat was Dawid se reaksie? Dawid bely sy sondes. Dis vandag ons derde groot les wat ons leer uit koning Dawid uit. Belydenis van sonde. Dawid skryf hierdie Psalm 51 en ek wil graag eens met 'n gedeelte daarvan lees wat ons kan help ook in ons eie reis saam met die Here. Volgende woorde. Vir die koorleier by Dawid se Psalm, toe die profeet Nathan hom toe gekom het oor sy oorspel met Batseba. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis tog my sondes uit op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. Teen u en u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is. Daarom is die uitspraak reg en die oordeel regverdig. Moenie let op my sondes nie en wis al my oortredings uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe standvastige gees. Moenie my verban weg van die teenwoordigheid nie en moenie die Heilige Gees van my al wegneem nie. Gee tog weer die vreugde van die redding en maak my gewillig om u te gehoorsaam. Uit hierdie gedeelte, hierdie Psalm, leer ek en jy ook iets rondom belydenis van sonde. Wat behels dit om ons sondes te bely? En daar's 3 goed wat ek net vinnig wil aanraak hierso. Ek dink die eerste daarvan wat ons sien van sondebelydenis is die erkenning van jou sonde. In ander woorde, 'n plek waar jy verantwoordelikheid neem van die spesifieke daad. Te sê ek erken dit. Dis waar dit begin. Die tweede deel van hierdie sondebelydenis wat ons sien in Psalm 51 is 'n besef dat jy onverdiende vergifnis nodig het. Jy kan dit nie verdien nie. Jy het genade van God nodig in daardie toestand, in daardie situasie. En dan laastens 'n derde been van hierdie sondevergifnis, van hierdie sondebelydenis is te bid vir herstel en verandering van jou karakter tot gehoorsaamheid aan God. Dis nie net 'n vinnige jammer sê sodat jy môre weer kan aangaan, dieselfde patroon herhaal nie.
Om te sê, Here, ek vertrou U vir transformasie in my binneste, in my hart, in my gedagtes, in my gewoontes, sodat ek U kan gehoorsaam. Ons weet vandag, ek en jy wat 'n Nuwe Testamentiese kerk is, dat slegs Jesus Christus, sy bloed kan jou en my skoon was van sonde. Ons geloof in die Seun van God, wat die volmaakte werk aan die kruis gedoen het, dis ons hoop, ons redding, ons vergifnis. Maar vir een of ander rede daar in die Hebreë kerk hierdie aanname of geïnfiltreer van, omdat Jesus my volkome skoon gewas het, het ek nie meer nodig om my sondes te bely nie. Die gevaar van dit is dat ek en jy nie meer verantwoordelikheid vat van ons besluite nie. Dat ons kan dink, môre vergewe Here my weer. Maar om te besef vandag dat die Here roep ons tot verandering van ons lewe. Dat die kerk van Jesus juist moet anders lyk as die wêreld. Dat ek en jy moet die lig wees in 'n donker wêreld, dat mense kan iets van God se karakter deur ons lewe, ons optrede kan sien. En daarom glo ek die relevantheid steeds van sondebelydenis. Nie 'n vinnige formule tot vergifnis nie, maar 'n stap tot transformasie. Sê Here, ek wil nie en ek kan nie self te bly nie, want juis wil ek vir U leef. Baie skrywers, Christelike skrywers het al oor hierdie spesifieke area stellings gemaak, maar ek wil graag een uitlig, wat net vir my mooi duidelik stel vandag oor hierdie sondebelydenis. Skryf die teoloog J.C. Ryle. Hy skryf die volgende: The holiest men and women, kan ons vandag sê, are always those who have the deepest sense of sin and the most vivid awareness of their shortcomings. Jy sien, hier's die ding, om sonde te bely beteken nie noodwendig jy's ver van God nie, maar is juis 'n teken dat jy so naby die lig van God leef, dat daai lig kom skyn op jou lewe en jy besef, maar hier's dinge wat nog nie reg is nie. Hier's sekere karaktereienskappe of dinge wat as gevolg van dat ek naby hulle leef, ek moet aan werk, moet hanteer. En daarom juist dat wanneer ons sonde bely, sê ons eintlik, Here, ek stap naby aan U. Ek is lief vir U en ek wil hê met niks tussen my en U kom nie. Vandag word ek en jy opnuut geroep om te kyk na ons lewens, eerlik te wees voor God. En Dawid skryf na Psalm 139, 'n psalm wat gaan oor die alwetendheid en die alomteenwoordigheid van God. Te wys hoe God naby hom is, self sy gedagtes ken, of hy sit of staan. Hierdie intieme psalm, maar tog eindige af hierdie psalm om te sê, Here, deursoek my hart. Kyk nou maar, is daar enige iets wat 'n weg van smart is? Indien so, lei my op ewige pad. Ek dink is nodig dat die kerk van Jesus sal kyk na hulle self en sê, Here, ons neem verantwoordelikheid ook van ons lewens, om verteenwoordigers van U te kan wees hier op aarde. En dankbaar te wees vir die beleid, die sondevergifnis wat Jesus vir jou en my steeds vandag kom bring. So vandag wil ek afsluit en daar's 3 groot goed wat ons vandag gesê het en ek wil dit in 3 vrae vir jou los. Hierdie 3 vrae kan jy vanoggend dalk as jy wil, as jy welkom 'n foto te neem van, om te sê ek wil, of dit neer te skryf en sê ek wil hierdie week kyk na hierdie 3 goed in my lewe wat ek leer vanuit koning Dawid se lewe. Eerste vraag: hoeveel plek maak ek vir God in my hart? Is dit nodig dat ek en jy moet let daarop, miskien die oggend ons wakker word, voor ek my foon optel en die nuus kyk en sosiale media, my gedagtes en my hart vol met allerlei dinge van hierdie wêreld, sê Here, ek wil by U begin. Tyd saam U spandeer in gebed, Bybel oop te maak. Ek begin my dag om my hart vol te maak met U.
heelhartig te kan wees teenoor U. Tweede vraag is, met watter krisis moet ek nog God toe hardloop? Dalk is daar dinge wat jy nog self probeer na eie krag stoei. Vandag te sê, Here, ek wil dit vir U kom gee, ek hardloop na U toe, met my krisisse. Want U weet die beste. Laastens, wat moet ek aan die Here, of dalk aan 'n persoon, bely? Soms verg dit ek en jy nie net met die Here praat oor goed wat verkeerd is in ons lewe nie. Dalk het ons soms nodig om na 'n persoon toe gaan wat ons weet, ons dalk onreg teenoor gedoen het. Sê, weet jy, ek is jammer, vergewe my asseblief vir hierdie verkeerde daad, ek neem verantwoordelikheid van my lewe. Dat die Here ons help om so te kan leef, soos wat Dawid ook erken het. Vandag gaan ons hierdie boodskap, hierdie diens afsluit ook met 'n laaste lied, 'n lied wat kom sê, met my hele hart, met my siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, laat my lewe sing. Mag ons iets daarvan deel maak van ons lewe, soos koning Dawid. Jy vra oor te sluit, dan gaan ons net saam bid, voor ons saam sing. Vader, ons kom na U toe in Jesus naam. Dankie vir U hart vir ons. 'n Hart vol van liefde wat U uitstort elke dag, elke oomblik oor ons lewe, onverdiend. Vandag wil ons soos koning Dawid reageer met heelhartigheid terug na U toe, Here. Dat ons niks wat ons doen vir U halfhartig sal doen nie. Maar met ons hele hart, alles wat ons doen, ons sê, ons dade, ons woorde, sal getuig van dankbaarheid, bewondering, aanbidding, prys teenoor U. Here, vandag besef ons, in 'n gebroke wêreld is daar soms krisistye. My gebed is, Here, dat ons na U toe sal hardloop eerste in daardie krisistye. Dankie dat U daar vir ons is, die ons wil help. Laastens erken ons vandag, Here, ons gebrokenheid as mens, ons maak soms foute, sonde wat in ons lewe kom. Vader, ons bely dit, vergewe ons, herstel ons, Here, om gehoorsaam te kan wees teenoor U. Dankie dat U ons help daarmee ook. Dankie, Here, dat ons dit kan vat in hierdie weke met ons hele hart. Mag ons lewens sing in Jesus naam. Amen. Amen. Jy vra om saam met ons te staan en kom ons sing hierdie lied ook jou hartig volgend na die Here. Sing Jesus. Jesus, U is my môrester. Herder, redder, my vestingsterk. U het die naam bo alle name. Hier is my lewe, hier is alles. Met my hart, met my siel, met my woorde kom ek kniel. Halleluja, sing my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees, my gedagtes,
sing Jesus. Jesus, U is my morgenster. Herder, redder, my vestingster. Oh, U het die naam oor alle name. Hier is my lewe, hier is alles. Met my hart, met my siel, met my woorde kom ek nieuw. Halleluja, so my lewe sing. Laat my wil, laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, so my lewe sing. Sing, U is my God, U is my God. My Here, ek kies om te leef vir U Heer. My God, my Heer, halleluja. U is my God, U is my God. My Heer, ek kies om te leef vir U Heer. U is my God, my Heer, halleluja. Met my hart, met my siel, met my woorde kom ek nieuw. Halleluja, so my lewe sing. Laat my wil, laat my wil, laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, so my lewe sing. Vir 'n laaste keer met my hart. Met my hart, met my siel, met my woorde kom ek nieuw. Halleluja, sing my lewe sing. Laat my wil, laat my wil, laat my vlees, my gedagtes heilig wees. Halleluja, so my lewe sing. Halleluja, halleluja, so my lewe sing.